Halleluja, vir my storing en my lewe vanmôre. Ek het jy voorreg vanmôre. Sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. My lewe, kom ons sing al sy groot naam. Die naam, sing Hosanna. Kom ons sing nou die lofsang. Daar die mense kan sien, het is goed om die Here te dien. En sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Kom ons sing van sy groot naam, die naam oor elke naam. Sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Verheerlik die koning, daar die mense kan sien, om Here te dien. En jou vraag, kom ons sing dit weer. Luister, ek gaan na die prentjie van die opstappingsmôre. Ons gaan dit nou lees. Luister, ek gaan na die prentjie. Hulle kom in die oggend by die graf en die steen is klaar weggerol en daar sit 'n ou wat hulle nie ken nie op 'n klip. Spierwit klere. Dink net vir jouself in daai oomblik, wat gaan in daai dames se kop aan? Kry jy die prentjie? En skielik sê die engel van die Here vir hulle, ek weet wie jy soek. Jy doen dit met jou probleme ook. Jy gaan soek dit ons. Ek weet wie jy soek. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Hoor sy woorde. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Die boodskap wat hierdie dames gaan vertel daar binne is, hy leef. Hy leef. Sê dit, hy leef. Kom op kerk, hy leef. Hy leef en hy het opgestaan. En dit was die getuienis van die dames in die stad waar hulle gegaan het. En so kom ons verkondig dit vanmôre. Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Kom ons sing sy groot naam, die naam oor elke naam. Sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Daar die mense kan sien, dit is wat God die Here te dien. Alsmaal, en sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Kom ons sing van sy groot naam, die naam oor elke naam. Sing Hosanna, kom ons sing nou die lofsang. Daar die mense kan sien, dit is wat God die Here te dien. Dit is wat God die Here te dien. Ek staan vandag soos duisende voor u. Ek het vuur in my hart voor u. Hier al die leeuwe Heer is die naam so.
Alles vir my wat leer. O, is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek bely. Nou is alles vir my, is alles vir my. En alles vir my, is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek bely. O, is alles vir my. Is my begin, is my einde, is my weg, is my lewe, is alles vir my. En is genoeg. Is genoeg. Is genoeg. Ek staan vandag soos deze voor my. Met 'n vuur in my hand voor U. Kom ons besing op. Hier al die eeuwe Heer, is die naam besing. Saam met die engele van het woord is my woorde is mooi, maar hier hernigen aan U is alles vir my. Is hier op my lippe, is die naam wat ek bely. O, U is alles vir my. Is my lewe, begin is my lewe, is alles vir my. En U is genoeg, ja, U is genoeg, U is genoeg, U is genoeg, ja, U is genoeg. En omdat hy lewe, dankie Here, U is genoeg. As jy vanmorgen nog steeds twyfel, luister na hierso. As hij mens
Ja, er is vrede als het net op God berust. Hij is hier en hij is hier en triomfeert door die duur des Heiligen. In elke brief zal wijden dat elke zusters die
because He loves. Because He loves, I can face tomorrow. Because my Savior loves, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And this world, the living just because He loves. He loves. Come on, stop next to you. I can face tomorrow. Can you say what the Lord has done in the next week? Because He loves. All fear is gone. Because I know, now He is. He holds the future. And life is worth living just because He lives. Ons is in die 4de maand van die jaar. Misschien het jy in die 4de maand van die jaar op 'n plek gekom waar jy gedink, Here, ek gaan nie. Ek gaan dalk die res van die jaar maak, dis te erg. Dit my net te veel geraak vir jou. Kom maar, af en bietjie oop die los die dames hier voor my. Konsentreer jy op die Here, want dis vir my, dis wat belangrik is. En net omdat jy vanmôre dalk nie glo dat jy dit gaan maak. Dan is jy vanmôre jou nie om te sê, omdat hy lewe, sien 'n kans vir die res van die jaar. Sê dit net vanmôre, maak nie saak wat om jou lewe opvou in hierdie oomblik. Sê dit net die res van die jaar behoort aan. Ek gaan die res van die jaar gaan ek 'n goeie lewe hê. Ek gaan 'n goeie tyd hê met my koning weer. Kom ons sê dit net rustig. Because He loves, say it for us. I can face tomorrow. Say it for your problems, say it for yourself again. Because my Jesus is alive. All fear is gone. And just because He loves, because I know. Dankie Here vir so 'n plek. Father in heaven, how we love You. We lift Your name in all the earth. May Your kingdom be established in our praise. As Your people declare Your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. And blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Father in heaven,
established in my praises. I shall be able to declare Almighty word, and blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. And blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Ik heb jou zo lekker neer met zo'n die laatste lied saam. Woorden van mijn hart. Ons altijd vergeet van alles. Van elke reden wat je in trek gezet hebt. Vergeet van alles vanmorgen. Just concentrate on me. Woorden van mijn hart. Woorden van mijn liefde. En woorden die lopen zijn verliefd. O, wie mijn hij zal het wel vergeven. En koning van mijn leven. Woorden van mijn hart. Woorden van mijn hart. En woorden van mijn liefde. En wat ik van Jezus. Y lo en my soul is overfilled. Woorden van mijn liefde. Woorden van mijn hart. Baie dankie ouers. Prys die Here. Ons gaan luister na 'n lied wat ons gesing word. Is deel van die van my een van die kwaaiste en mooiste liede wat 'n mens kan doen op so 'n aand soos môre. So kom ons wees rustig. Kom ons luister môre na die lied. Kom ons bid onsself op ons môre. Dankie Dani. Weet dat het môre is. Jesus se heerlikheid van die mond word. Weet dat hy verstaan ons was dit nie liefde. Daai groot liefde wat daar
knowing His destiny. Trust the Lord, He will hold after, and to lay down His life for me. If I is love, the ocean is wide. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that is love, then heavens are real. There's no feeling like this. If that is love, even in death you remember the sea hanging by His side. Spoke with love and compassion. I need to hear through marathon. If that is the love, the ocean is wide. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that is love, the heavens are real. There's no feeling like this. If that is love, if that is love, and heavens are real. There's no feeling like this. If that is love. So die uit jou comfort zone uit. Iemand sê ook die dames het gevoel, die dames toilette vergeet. Gee dit net vir jou. Nie nou daar waar waar is. Ons het hom veilig. Al die dit is dan die burning. Hoe gaan jy nou uit jou comfort zone? Kom terug. Groote, gaan terug. Hierdie oomblik is te groot. As jy gedink het jy kom vir ete vandag, gee hulle kospakkies laat hulle gaan. Nou, as jy betaal het, kry jy jou kospakkie en dan gaan jy. Dis hoe ernstig ek is oor vanmôre. Hulle moet bly. Sing vir my daai lied weer. Maar voor jy dit sing, terwyl hy dit sing, gee hom kans dat hy so in die eerste vers is.
Luister net gou wat sê die eerste vers. Dis konferensie. Sê vir jouself, dis konferensie. Dis konferensie. Dit maak nie vanmôre saak nie. Dit maak nie saak vanmôre nie, ek sit hom weg. Dis konferensie. Vandag behoort aan my God. En as jou hart met my hart reg is, soos my hart vanmôre met jou hart wil reg wees, kom ons dien die Here vanmôre. Hierdie oggend behoort aan die Here. So hier's my challenge aan jou vanmôre. Luister na die eerste vers van daai lied. En dan staan jy op. En dan stap jy na iemand aan die ander kant van die kerk. En gaan gee hom of haar, mans by mans, vrouens by vrouens, net 'n drukkie en sê vir hom, man, ek het jou lief, met die liefde van die Here. En jy is vir my kosbaar. Welcome. What's your name? David, welcome in the house of the Lord. I hope you understand Afrikaans. Well, then I must put Sotho, Tsonga, but I'll try to get the most out of English that I can. Okay. Dankie. Luister na die eerste vers en dan staan jy op. Jy hoef nie by een ou stil te staan nie. Gaan na die ou wat jy die minste dink van vanmôre. Gaan na die ou wat jy 'n oordeel oor gevel het toe jy in hierdie kerk instap. Okay, miskien het jy nie. Almal is nou nie so heilig soos jy nie. Gaan na die ou toe wat jy vanmôre dalk gekyk het en gesê het, is hy okkie? Just check hoe lyk hy, ek het nie geweet, hy kan so smart aantrek nie. Probeer om nie iemand oor te slaan nie. Baie dankie. Baie dankie. Luister na die eerste vers. Laat toe dat die Gees van die Here vanmôre jou lewe impakteer. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Kom ons doen dit. Come on, stap na iemand toe. Werner, ek het jou lief met die liefde van die Here. Ek is so bly om jou te sien. Moenie skaam wees nie, man. Moenie skaam wees nie. Ja. Lief vir julle. Byna. Olie. Wat is jy begin? Ons is vreemdelinge vir mekaar, maar ek het Jesus se liefde vir jou, dit wat belangrik is. Jesus se liefde, dit maak ons meer as spel, dit maak ons meer as kinders van die Here. Dit maak ons meer.
There's no feeling like the aliens. You that is the love, you that is the love. Take heavens of me. There's no feeling like the you that is the love. Amen. Jesus maak dat weer door heilig. Prys die naam van die Here. As jy Jenny, jy kan maar sit. Jy moet net weet of nou net gesiggies en drukkies en naggies eindejaar en dis hoekom al vir jou so lief is ou Jenny. Dit moet ek nou sê, dit moet ons almal ken. Prys die naam van die Here. Vrydag was 'n goeie dag. Amen. Vandag is 'n beter dag. Want die koning het opgestaan en hy lewe. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. I don't want you to think I've missed you. The love of Jesus, my friends. Yeah. Good. Good, good. Is jy opgewonde? Opgewonde. Vrydag is verby. Maar het was lekker. So, wat vanmôre gaan gebeur hang af van hoe jy gekonnekteer is en ingeplak is. Moet ek gou 'n demonstrasie gee? Ek gee ons demonstrasies, ek like van demonstrasies. Ons like demonstrasie. Waar's pastoor Ivy? Ek like hom. Nee, jy kan net daar sit, ek gaan die lied na jou toe bring. Blik jy my vingers in die ja. Nie akshame nie, ek wil hy help my preek. Dis 'n voorbeeld wat ek wil gee. Waar die Here is daar lewe. Amen. Amen. Waar die Here is daar lewe. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê waar God is, waar sy gees is daar vrede. Vrede. As jy vrede het, is jy mos vry. Jy kan nie vrede hê as jy vry het nie. So waar hy is daar lewe en daar's lewe in oorvloed. Hallo Bianca. Ja. Lekker om jou te sien. So dis die opstanding Sondag. En dit maak dit so great vir die kinders van die Here. Die vraag wat ek na jou toe wil bring vanmôre reg uit die staanspoor, nadat ons hierdie lied gehoor het. If that isn't love, then heaven is a myth. Then the oceans will be dry. Then no fish in the ocean. Nou laat ons nou nie vanmôre skyn heilig. Ag, tog. Jy in 'n geval. Dankie man. Laat ons nie skyn heilig wees met mekaar nie. As ons vanmôre hier is, omdat ons sê dis die opstanding. Verkondig ons die regte Jesus. Jy moet nou mooi dink. Verkondig jy, nie die kerk nie, nie ek nie, ek vra dit vir jou. Okay. Verkondig ek die regte Jesus. Verkondig ek nie 'n vals Jesus nie. Okay, maar julle wil nou almal teologies hoog heilig en geleerd wees.
Bly net vir 'n oomblik stil, dat ek net iets na julle toe kan bring. Julle kan nou 'n preek weer kry, almal van julle. As ons daar buite sit, kan julle julle stories vertel, en kan julle getuig. Maar ek hoor wat julle sê, dankie. Paulus kom in 1 Korintiërs 15, en ons begin soms stadig. Ons begin stadig. 1 Korintiërs 15, 1 tot 4. Nuwe Lewende Vertaling. Broers en susters, ek herinner julle aan die goeie nuus, wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Goeie nuus is 'n ander woord vir evangelie. Julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm, julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van julle geloof. Julle het die kruisiging en die opstanding van hom aangeneem en dit vorm die basis van julle geloof. Deur hierdie goeie nuus word julle verlossing in sy opstanding bewerk. Dit wil sê, as julle daaraan vashou, soos ek dit aan julle reeds verkondig het. Anders was julle geloof heeltemal nutteloos. Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer vandag vir julle gee en ontvang het, sê Paulus, dit was Christus wat opgestaan het, wat vir ons sondes gesterf het, wat begrawe is, en op die 3de dag opgewek is, soos dit in die skrifte staan. Ons dit. Maar dan is my vraag, verkondig ons nie 'n valse Jesus nie, as ons dit Glo nie. Verkondig ons nie 'n vals Jesus as ons net dit glo nie. Ok, ek weet jy is nou baie onseker, so ek gaan jou dit regtrek nou. Weet jy is baie onseker. Predikante is maar vuil goed, jong. Hulle per ouens altyd om die bos laai. Maar hier's die ding. En hoeveel van hierdie mense wat vanmôre in hierdie plek sit, sien jou man, jou vrou en jou kinders die opgestane Jesus? En hoeveel of in watter van jou werksmense, wanneer jy op die pad is, wanneer jy in vergadering sit, wanneer jou baas jou inroep en hy gee jou 'n demotion omdat jy nie gepresteer het soos wat jy moet presteer nie, sien hulle in jou die opgestane Jesus? Wanneer die moeilikheid in jou lewe hoogtye vier, en die popo letterlik die fan stryk, en jou lewe is in 'n totale gemors, sien hulle die opgestane Jesus? Of is dit dan wanneer ons die valse Jesus verkondig? Ons verkondig die valse Jesus wanneer ons hom nie aan die wêreld meer kan voorstel soos wat hy is nie. Ons verkondig 'n valse Jesus as ons nie mekaar kan liefhet soos wat ons dit nou gedoen het in hierdie kerk nie. Jy moet eintlik sê Eina, want die kerk is die meeste vol skynheilige mense. As jy my nie kan lief hê net soos wat ek is, en hoe ek die kerk bestuur, saam met die bestuur en die leierskap en die ouens wat my hande dra nie, as jy nie my kan lief hê ten spyte van dit nie, verkondig jy 'n valse Jesus. As Jesus net gekom het om die oë van die blindes oop te maak, as hy net gekom het om die krepeles te laat loop, as hy net gekom het om met 12 ouens om die tafel te sit en brood te gebreek het, as hy net gekom het om die 5 broodjies en die 2 visse te deel, dan was my en jou godsdienst die beklaanswaardigste van alle godsdienste. Predik hy lewe. Ons predik hy het opgestaan, ons predik hy het lewe vir hom. Maar ons lieg, want ons haat mekaar. Dat mense saam met mense gaan bid nie. Hoekom moet die predikante altyd 'n uitnodiging maak om mense voor te kry? Hoor jy my? Hoekom moet die predikante 'n uitnodiging maak om mense voor te kry?
as daar mense in die kerk is, wat die ware Jesus verkondig, maar hulle kan nie saam met mense wat 'n werklike probleem het staan en stry om te sê, luister, glo net vanmôre, Jesus het opgestaan en hy lewe. Ek gaan jou vanmôre iets vertel wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. Jy moet nie skrik nie. Want ek verkondig die real Jesus. Ek verkondig die regte Jesus. En wat ek jou wil vertel vanmôre is, hy het opgestaan. Jy lyk nie eens verbaas nie. En dis presies wat ek na jou toe wil terugbring. Ons kan die vuilste grappe om die braaivleisvure vertel oor en oor en oor. Nee? Party van ons onthou mos daai spesifieke grap, want ek wil hom vir my pelle vertel. Daai een moet ek vir my pelle vertel. En wanneer ons praat oor die opstanding van Jesus, ja. Wanneer ons sê Jesus lewe, moet dit in jou binneste begin opstaan, dit moet elke keer by jou iets niets word, jou koning lewe, halleluja, en omdat hy lewe kan ek kans sien vanmôre, hy is die weg en die waarheid en die lewe, sonder hom is ek niks nie, hy lewe, die wêreld moet hoor, hy lewe. Jesus is alive, and that settles it. As jy dit kan glo, en jy dit kan leef, verkondig jy die ware Jesus, want dan sal jy, in die krag van sy opstanding, waarvan Paulus praat, ek het dit nou die aand bedien, in die krag van sy opstanding sal jy ander mense wil gaan bedien. Kom ons luister na die woord van die Here. Een van die grootste dinge wat Jesus ooit gesê, kom kry ons in Johannes 19 vers 30, en dis waar die draaipunt van alles begin rigting kry het. Voor dit was dit 'n warboel. Voor dit het mense hom uitgekry. Voor dit was hy die valse een. Voor dit was hy die een wat homself kom voordoen het as. En voor dit was hy die een wat wanneer hy wonderwerke gedoen het, dat mense hom aangekla het en mense hom verkleineer het en mense hom toegesnou het. Die grootste wat hy ooit gesê het is, dit is volbring. Hy bedoel daarmee, sy gehoorsaamheid is volbring. Die straf wat hy moes dra vir 'n sondige wêreld was volmaak gewees. Niemand kan daarby iets sit nie. En jy het dit nodig vanmôre. Die woordjie volmaak of volbring sê, my lyding is volbring en jy het dit nodig vanmôre om te weet. Sy lyding is volbring en ek het nodig om dit te weet. Ek het nodig om te weet dat sy lyding het alle sondes kon bedek en weggevat en in die toekoms wanneer ons sou sonde doen, sy gehoorsaamheid en sy lyding my sondes kom wegneem. Ons mag nooit die punt mis van sonde wanneer ons oor hierdie goed praat nie, want ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wanneer hy sê dit is volbring, dan hoor jy, dan sê hy, ek het klaar gemaak met die toren van God oor mense se lewens wat hy van die aarde wat wou wegvryf. Kom hy en hy sê dit is volbring, met ander woorde, die toren van God is nou nie meer oor mense die daar is nou redding, vrede, verlossing. Dis wat Golgotha se woorde bring. Dis opstandingsmôre. Hou net asseblief bietjie op rondkyk. Vra jou baie mooi, hou op rondkyk. As jy iets wil gaan kyk, staan op en gaan kyk buite. Jy trek jy my aandag af nie, maar jy trek ander ouens se aandag in die kerk af. Hou op om rond te kyk nou. Maak toe jou oë. Vader, ek bid vir elke weerspannige gees vanmôre in hierdie kerk. Ek bid vir elke gedagte wat dwaal. Ek bid vir elke hart wat nie vanmôre gesetel is en gemik is en gedryf is wat in hierdie diens gebeur nie. Ek bid vanmôre dat elkeen in hierdie kerk sal roep tot die gehoorsaamheid aan die kennis van God nou in hierdie oomblik. Vyand, vat jou paai en waai uit hierdie plek uit, want ons aanbid vanmôre 'n God wat lewe en hy is die ware Jesus. Daar is die plek vir jou in hierdie kerk vanmôre in Jesus naam. Sê saam, Jesus lewe. Jesus lewe. Staan nie, was het ek nou vir jou gesê, stop jou. Ek sal nie. Ja, dis hoe ernstig ek is vanmôre.
As jy nie wil wees nie, waai. Die opstanding van Jesus Christus is so groot. Man. Daar is in die laaste 2 jaar groot ouens, groot teoloë wat die opstanding wou onklaar maak. Wat boeke geskryf het oor die vals Jesus. Wat boeke geskryf het dat die opstanding is maar net 'n prentjie in die kinders van die Here se kop. Ek wil met jou ernstig praat vanmôre. Wat laat ouens boeke skryf oor sukkeltwak? Kom ek sê jou wat? Want die kerk het sy krag verloor by die kruis. By die opstanding. Ek het dit Vrydag aand gesê, altyd sê ek het, sê dit weer. Die kerk het sy krag verloor, mense daar buitekant kry ander idees in hulle koppe, want God werk nie meer deur die lewe van die kinders van die Here nie. Jesus lewe nie meer in mense se lewens nie. Jy staan by mense verby en jy like om 'n R10 of 'n R20 te gee. Wanneer gee jy vir hom die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus, dat hy leef en hy het opgestaan? Jy hoef nie 'n boemelaar te wees nie. Jy hoef nie finansiëel swaar te trek nie. God is genoeg. Halleluja. God is genoeg. God is genoeg. Die ding vanmôre is dat die geskiedenis van die opstanding is so groot dat ons as vriende van God vanmôre dit na die vyande van God en onsself toe moet neem, sodat die hemele vol kan kom. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy klaar die basis kom lê van die spreekbuise hier waar ek voor jou staan, jy wat voor my sit vanmôre, maar wat doen ons met hierdie ware Jesus wat opgestaan het? As jy twyfel vanmôre nog oor die opstanding van die Here, miskien moet jy kom, laat ons saam met jou bid. Die opstanding hou 'n unieke plek in die Christendom se lewe. Daar word ver meer in die Bybel oor as 100 keer gepraat oor die opstanding. Die boodskap van die opstanding uit die prediking van Paulus se boodskap en ons hele evangelie is verlore, mits ons dit nie glo nie. As jy nie glo hy het opgestaan nie, hoekom wil jy bid vir siekte? As jy nie kan glo hy het opgestaan nie, hoekom wil jy bid vir jou verhouding? Hoekom wil jy bid vir jou huwelik? Miskien mis die kerk die punt van die opstanding. Dis nie meer so vars soos wat dit behoort te wees. Dit lewe nie meer in ons binneste soos wat hy opgestaan en lewe nie. Daardie oorvloed wat hy vir ons bewerkstellig het aan die kruis, kom net nie meer te voorskyn in die kerkwêreld en kerkmense se lewens nie. Ouens hardloop na tierlantuintjies toe wat in kerke gebeur, want hulle wil dit hê. Miskien verkondig ons nie die ware Jesus nie, want ons hou van kerke met baie ligte, en ons het ligte, maar geen fout nie. Maar is nie oordverdowend nie, is nie oordonderend nie. Dis nie die alfa en die omega nie. Maar miskien in die wêreld begin konsentreer. Ek gesels met iemand gister wat ek langs die pad kry in 'n megakerk. Sê, wat maak jy in 'n megakerk? Watse persoonlike verhouding het jy met mense in daai megakerk? Want hier lê die ding. As ek nie 'n persoonlike verhouding met my broer en my suster in hierdie gemeente kan hê nie,
in hierdie klein kerkie kan hê nie. Wat laat jou dink ek het 'n verhouding met God? Hy sê ons stap in en ons stap uit. Ek sê, jy kan net sowel by jou huis livestreaming kyk. Mis ons nie die punt, het ons nie die ware Jesus verloor. Mag God ons bewaar dat ons nooit getalle najag in ons kerk nie. Ons moet meet. Om te meet is om te weet. Ons moet weet wat gaan aan in die gemeente. Ek probeer elke ou by sy naam onthou wat hier inkom, want ek wil weet as jy volgende keer instap, ek ken jy by jou naam. Maar hel, ek meen hierdie gebou kan net soveel mense vat. En as die mense wat in hierdie gebou is, nie die lewende God van die hemel en die aarde leef nie. As Afrikaans liedjie, vat jou goed en trek, Ferreira, vat jou goed en trek. Janne met sy krom Bybel, vat jou goed en trek. Hierdie gebou kan net soveel mense vat. Wat soek jy hier? As jy nie my Jesus wil eer nie. Wat soek jy hier? Kom ek sê dit anders. Wat soek jy hier as jy nie my Jesus as die lewende, verreëse, opgestane God kan herken in jou lewe nie? As ek kyk na jou verhouding by jou huis, of jy kyk na my verhouding by my huis, wel, daar's 'n klomp gate in my mondering by my huis ook. Maar ek weet een ding, hy lewe. Hy lewe. Ek kan elke probleem voor hom gaan neersit, Charlie, hy lewe. Hy lewe. En dit maak vir my die moeite werd. Omdat hy lewe, kan ek my huwelik voor hom sit. Omdat hy lewe, kan ek my kinders voor hom sit. Omdat hy lewe, kan ek wat ook al voor hom sit. Miskien mis ons die punt. Miskien mis ons die punt van die krag van die opstanding waarvan Paulus praat. Hy skryf dit in 1 Korintiërs 15:14. Hy sê, want as hy nie opgestaan het nie, is ons preding verniet. Dan is ons geloof verniet. Waarin glo ons dan? Verder dan, almal van ons mense wat alreeds dood is, dan het hulle verniet gesterwe. Want hulle gaan aan die graf bly. Hulle gaan aan die graf bly. Ek weet nie van jou nie, miskien het jy iemand verloor aan die dood en afgestaan aan die dood al. I know how does it, that's feel. Ek wil hom sien. Ek wil my dogter sien en ek wil my seun sien. Die Bybel sê daar gaan 'n dag wees. Of verkondig ek nou 'n valse Jesus? Jy sien, ek glo in die opstanding van Jesus Christus. Ander kerke sê die ritueel elke oggend van hulle kansels af. Ek glo in dit en ek glo in dat en ek glo in dies en ek glo in die opstanding van die Here Jesus Christus en bla bla bla, maar dis waar dit bly. Dis opstandingsmôre. Dan moet iets in jou hart vanmôre begin opspring om te weet, hy lewe. Hy lewe, jy mag nie wees soos wat jy vanoggend was, voor jy in hierdie kerk ingestap het nie. Want die lewe van Jesus Christus verander alles in 'n mens se lewe. Daarom kom Paulus in Galasiërs 4:20. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Daar sal altyd 'n kruis wees. Ons kan dit nie wegwens nie. In my en jou lewe sal daar altyd 'n kruis wees. Daar sal altyd 'n Golgotha wees. Daar sal altyd 'n Getsemane wees. Daar sal altyd 'n plek van aanbidding wees. Daar sal altyd 'n plek wees waarna toe ek my laste moet bring. Maar ek weet, na die kruis het hy opgestaan. En dis wat Paulus sê, ek is met hom gekruisig. En ek lewe nie meer nie. Die lewe wat ek nou lewe, kan ek hoegenaamd nie uit myself uit lewe nie, maar ek kan dit lewe, omdat hy lewe. En wat hy binne in my lewe, daarom kan ek dit lewe. Jy kan vanmôre elke probleem, elke situasie, elke kommer, elke kwaal, wat jy dit ook al noem, kan jy oorkom en verlossing daarvan kry, want God lewe. God lewe. Hy lewe as koning van die groot heelal. Kyk 'n bietjie vanmôre na die prentjie rondom die kruis. Kyk 'n bietjie vanmôre wat dit moontlik gemaak het dat God homself kom openbaar het in die gestalte van 'n diensknegt en die sonde van hierdie wêreld op hom moes kom neem. Die lyding van hierdie wêreld. Ag, ek kry die prentjie wanneer ek hom sien vir 33 en 'n halwe jaar op die aarde loop, hoe hy die blinde se oë aanraak. En hy het nie besef wat doen hy nie. Die krepele ophelp. En hulle het nie besef wat doen hy nie. Hoekom sê jy so predikant? Want as mense, as hulle was soos ek was, help my net dat ek kan sien, Here.
Want as ek kan sien, Here, beloof ek gaan U dien. As ek kan sien, Here, moet U sien wat gaan ek vir alles vir U doen. Here, as ek weer eendag kan loop, dan gaan ek preek. Jy moet my sien, Here, as ek eendag loop, gaan ek in dashboard op die hoeke van die straat staan en ek gaan mense vertel dat Jesus lewe. Hoekom dink jy het hy vir hulle gaan vertel? Moet julle, ek het dit gesien, nie vertoon. Moenie jou gaan wys aan die owerstes en die priesters. Daar was 'n rede voor. Ons hardloop so vinnig met wat Jesus vir ons gedoen het. Haastige hond verbrand sy mond, en wanneer jy vinnig Jesus oorywerig, sonder om te dink, staan jy die kans om 'n vals Jesus te verkondig. Hy vertel hulle, moet julle nie gaan tentoonstel en vir mense sê nie, daar's 'n rede. Miskien het hy geweet, daar's nog soveel valsheid in die wêreld. Miskien het hy geweet, in hulle harte is daar nog 'n plek, wat beset is met soveel valsheid, soveel ontrouheid, soveel leuns, soveel agterafheid, soveel jaloesie, soveel nyd, soveel haat, soveel onmin, geen liefde nie, miskien het jy dit geweet. En daarom sê ek vanmôre, moenie 'n vals Jesus aanbid om te dink, hy het net gekom vir my probleempie en my oplossing van my circumstances en situasies nie, want dan word hy vals. Want dan beperk jy hom net tot siekte, dan beperk jy hom net tot die oplossing van verhoudings, dan beperk jy hom. Maar wanneer jy hom verkondig as die opgestane en die verreëse koning van die groot heelal, dan het God die vermoë, solank jy dit toelaat, om buite die grense van jou vermoëns te lewe, sodat jy in staat gestel kan word om die lewendige, waaragtige God van hemel en aarde aan mense tentoon te stel. Hou op om te bid vir melksuiker en al daai ander goed. Die prentjie om die kruis was so groot, dat nie eers die dood, en nie eers die feit dat mense hom afgejak het en beskuldig het as 'n valse profeet, en 'n valse een, en 'n vraat, en 'n wynsuiper, dit was so groot, dat nie eers dit hom kon hou op die kruis nie. Wat het hom dan daar gehou? Wat het hom aan die kruis gehou? Sy liefde vir jou. Kyk vir die ou langs jou en sê, dis sy liefde. En dis omdat ek hom lief het en hy my lief het, dat ek jou kan lief het. Sê dit. Ons kan mekaar nie lief hê sonder God nie. Hoor jy? Jong seuns en jong dogters. Waar is julle? Waar is julle? Steek op julle hande. Julle moet luister. As jy seks het buitekant die huwelik, is jy buite God se orde. Want seks is nie liefde nie. Eina? Of nee? Ja. God is liefde. God laat nie met hom bespot nie. God is nie jou reerder nie. Jy verkondig 'n vals God as jy vir iemand sê, ek het jou lief. Jong mense, luister, as jy vir iemand sê, jy het jou lief, en kom spring saam met my die bed, laat ek jou wys hoe lief het ek jou. Daai liefde krimp baie vinnig en word baie vinnig gaan oor. Jy by my. Ek dink dis wat Jesus bedoel het. Daar's soveel valsheid. Hy veer dit nie van die tafel af nie. Hy stel apostels aan om hierdie evangelie nog weier te gaan laat trek. Jy mag uitgekom het vir voorbidding, vir die verlossing van jou sonde, of vir siekte, of wat ook al. Maar dit stop nie daar nie. Nou begin jou verhouding met die koning, want hy leef. Hy leef. Hy leef. Hy leef. Jy moet 'n waaragtige, lewende verhouding met hom hê. Hier is die rede hoekom hy aan die kruis gebrei het. Handelinge 2 vers 24 sê,
omdat Jesus hom opgewek het nadat die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat die dood hom daar kon hou. 'n bewys, hy lewe, die dood kon hom nie daar hou nie. Die ellende en die smart van die graf en die reuk van die dood en die vas in die grot waarin hy hom geberg het, dit kon hom nie eers daar hou nie, want hy het 'n mindset gehad, want 'n wêreld in 2025 gaan hom nodiger hê, meer as ooit van tevore. Adam, jy was 'n sondaar. Eva, jy het verlei, maak nie saak wat die situasie is nie. God het geweet in sy voorkennis dat in die jaar 2025 gaan daar mense weet wat moes hoor dat God lewe. Dit het nog nooit verander nie. Dit lewe, dit het nog nooit verander nie. Die smart en die lyding van die dood waardeur hy moes gaan, was vir die straf van die sonde van mense soos ek en jy, wat hy moes verduur. Miskien was die straf van die dood dalk om die prentjie te gee vir mense, juis in ons dag vandag, want hy roep uit, 27:46 van Matteus, my God, waarom het U my verlaat? En die kerk sit, en die kerk wag, en die kerk wag vir wonderwerke, en die kerk wag, ouens kom, die kerk wag, en die kerk wag, dat goed moet gebeur, en die kerk gee etes, met die verwagting om mense by die kerk te kry, sodat goed moet gebeur, and that's not the reason. Dis nie die rede nie. Dis nie die rede nie. Jy moet verstaan wat hom gehou het. Of ons moet verstaan wat hom juis nie kon hou nie. As een van ons sterwe, en of mense wat ons ken, as Jesus nie opgestaan het nie, sal hulle in die graf bly. Luister, as die dood jou gebind het, en as die dood jou gevat het, sonder dat jy aan Jesus behoort, gaan jy in elk geval nie opstaan nie. So you have to repent from your sins. Dis 'n wonderwerk dat my Jesus in 3 dae se tyd in die graf nie ontbind het nie. Dis 'n wonderwerk dat die doeke nie begin vrot en stink het en die liggaam nie begin deterioreer het in daardie graf nie, want in die uur of in die tyd van daardie jaar was dit 'n warm somerseisoen. Lyksbesorgers het mooi air-conditioned plekke waar almal van ons mooi in lê. En as jy nou soos 'n paar ouens in die kerk vanmôre is wat braaf is vir die koue en nooit langbroeke en vessies en langmou hemde, julle gaan lekker kry daar by die begrafnisondernemer. Julle hoef nie te worry as julle doodgaan dat julle gaan warm kry nie, daar's aircons. Nee, hoef nie te worry nie. Daar was nie 'n knoppie in die graf wat ek kon aansit en 'n air kon aansit nie. Die smart van die dood was so groot, die prentjie daarvan so geweldig, dat God in sy almag nie eens toegelaat het dat sy liggaam uitmekaar ontbind moet word nie. Dit het nie met sy liggaam gebeur nie, want daar was 'n doel. Hy het die bande van die dood ontbind, omdat dit onmoontlik was dat die dood hom daar sou hou. En as ek vanmôre dit glo, dan moet ek mos verstaan, as hy die bande van die dood ontbind het, omdat dit nie om daar moet hou nie, as hy nie daar is nie, waar is hy? Hy lewe. Waar lewe hy? Hy's God van die hemel en die aarde, maar hy moet mos in my hart lewe. Hy moet oortuigend in my hart lewe. Kom ek gee jou 3 redes wat veroorsaak het dat God aan Jesus die vermoë gegee het om deur te breek in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis, sodat ek en jy vandag kan getuig dat hy lewe. Want hy was God geopenbaar in die vlees.
Punt nommer 1. Jesus het in homself die mag gehad om sy lewe af te lê en dit weer op te neem. Dit het jy Vrydag aand gehoor. Jesus het self gesê, Johannes 10 vers 18, niemand lê my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit af. Ek het die mag om dit weer op te neem. Daarom word hy soos 'n lam na die slagpale toe gelei. Gaan lees dit Jesaja 53. Daarom gaan hy sonder om te skop, die tee te stribbel, en hy gaan en hy loop saam. Daarom toe hy uitgestel was, het hy nie teruggepraat nie. Toe hulle hom geslaan het, het hy nie teruggepraat nie. Toe hulle die doringkroon op sy kop gesit het, het hy nie teruggepraat nie. Toe hulle oor sy bloedbedekte rug 'n oorjas gegooi het en die bloed slaan so deur, kry die prentjie in jou kop, die bloed slaan deur. Jy het dit al gesien. Jy het 'n verband op 'n rouwond gesit en dan slaan die bloed so deur. Kom hulle uit moedswilligheid en ruk die oorjas van sy liggaam af. Net so dat die gestolde bloed weer die wond oopruk en van voor af. Miskien was jy die storie al vertel. En miskien is dit juist omdat jy dit nie geglo het voorheen dat jy vashou aan die konsep van dis vals nie. Wat doen God vir my? Miskien is dit juist dit omdat jy vashou aan God kan nie. God het nog nie. Wanneer gaan God? Want dis mos net hierdie goed wat die kinders van die Here die maklikste in 'n rolle kan speel. God kan nie. Wanneer gaan hy dit doen? En ek weet nie of hy dit ooit sal kan doen. Ons moet vanmôre verstaan, toe die dwang, toe hy gedwing word om te stap, soos 'n skaap wat geslag moet word, het hy net nie teruggepraat nie. Nooit was daar 'n mens op hierdie aarde soos Jesus nie. Die hoogste gesag in die geskiedenis van die Bybel was daar nog nooit 'n mens soos Jesus Christus nie, wat soveel beheer oor sy eie lewe gehad het nie. Al het hulle hom gesien as die valse een. Het hy elke tree wat hy gegee het, 33,5 jaar, elke tree van 'n jong man af, het hy gegee met oortuiging, met waarheid, met vasberadenheid. Daar was 'n doel. Nooit was daar so 'n mens wat sy liggaam op die regte tyd aan die dood afgegee het en op die regte tyd weer sy lewe opgeneem het. Daar was nog nooit so 'n mens nie. En vanmôre is daar die mens se naam Jesus en hy is die verlosser van mense soos ek en jy vanmôre. Hy sê van homself, Matteus 28, hy sê aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Waar soek jy hom vanmôre? In jou siekte? Waar soek jy hom vanmôre? In jou trauma? Waar soek jy hom? In jou gebreekheid? Waar soek jy hom in jou gebroke huwelik? Waar soek jy hom in jou kanker? Waar soek jy hom? Nee! Soek hom nie in een van daai goed nie. Soek hom in jou hart. Soek hom in jou hart en in jou lewe, want as jy in 'n verhouding met hom staan en jy soek hom in jou hart en jou lewe, sal die siektes uitval, want dit was een van die beloftes van die kruis. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Tweede een, Jesus se liggaam was so waardig. Die oefening wat hy gedoen het. Hy was gehandpick, hy was geoormerk gewees. Hy was die een vlekkeloos en sonder sonde, sonder rimpel of sonder vlek. Hy was die een wat uitgekies is soos 'n lam wat in die slagpale toe moes gelei word. Daar was nie 'n beletsel op hom gewees nie. Daar was nie 'n kolletjie op sy lewe waar iemand hulle vinger kon druk om te sê, ten spyte van dat hulle dit gedoen het. Maar hy was so waardig. Hoekom? Want hy was van goddelike afkoms. Hy was 'n adelike stand uit. Hy kom uit 'n hemelse gesag. Hy spruit uit 'n plek uit waarvan ons as mense net nog gehoor het. En hy kom en hy verkondig dit op 33,5 jaar in hierdie aarde. Hy sê, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. God geopenbaar in die vlees, en hy kom uit sy hemel woonplek uit. Sy hemelse geslag kom hy, en hy kom stel sy goddelike krag aan hierdie wêreld tentoon. Hy is die koning van die konings en die Here van die lewe. Hy was aan God gelyk, alhoewel hy in 'n aardse liggaam was. Jy stuur nie iemand om jou vrou te gaan haal wanneer sy kar moeilikheid het nie.
Jy los jou job, jy sit jou spanners neer, jy gaan haal haarself. Jy stuur nie 'n afgevaardigde om vir jou iemand vir jou te gaan help, of jy gaan self, en dis exactly wat God gedoen het. Hy sê in die boek van Jesaja, daar in die 35ste hoofstukke, hy sê hy het uitgekyk oor die wêreld en oor die aarde. Hy het iemand gesoek wat hom kon help om hierdie volk van hulle sondes te verlos, en hy kom tot die gevolgtrekking en hy sê vir homself, maar daar's niemand wat so heilig is nie. Daar's niemand wat so goed is, wat ek kan stuur, wat weet hoe om 'n tyre om te ruil nie. Daar's niemand wat so goed is, wat weet hoe om petrol te tap en in 'n ander kar in te gooi in die grondvlak verduideliking. Hy sê, daar's niemand wat ek kan stuur, wat verbrande potte weer kan mooi skoonmaak nie. Hy sê, daar's niemand wat ek kan stuur, om my volk te verlos nie. En hy sê, en daarom het hy sy regterhand gegee. Regterhand spreek van gesag en van mag. Ek het nou net vir jou gelees, Matteus 28 sê Jesus, aan my is gegee al die mag en al die gesag in die hemel en op die aarde, maar God kom en hy sê, en toe steek ek my regterhand uit. Regterhand is die hoogste posisie van gesag. Ouens wat in die weermag was, jy sal dit verstaan. Die hoogste rang in die weermag het altyd gestap waar? Regterkant. Die hoogste rang in die weermag het altyd aan die regterkant. Jy kan maar 'n windlawaai wou gewees het, soveel as wat jy wil. Jy kan maar gedink het as 'n two-liner korporaal of 'n sergeant of 'n AO, jy het die reg om langs aan die ander kant van 'n kolonel of jy het nie. Dit was die struktuur. Die struktuur van die hemel het bepaal, so lief het God die wêreld gestuur, dat hy 'n plan gemaak het, dat in die mens Jesus Christus na die wêreld toe gekom het, sodat almal verlore was, nie meer verlore sou wees nie, maar hom kon aanneem as sy wettige kinders. Lewe vanmôre. Waarlik God aan die mens gelyk. 1 Timoteus 3 vers 16 bevestig wat ek nou net gesê het. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Napoleon maak 'n uitlating. En hy sê, ek ken mense. Maar hierdie Jesus was nie 'n gewone mens nie. Hierdie Jesus was nie. Wat verkondig jy, vals of waar? Hy sê, ek ken mense. En hy was nie 'n gewone mens nie. As hierdie vername mens, man, hierdie uitlating kan maak, dan moet daar mos meer insteek, as wat ek en jy vanmôre net lees. As hy nie 'n gewone mens was, soos wat Napoleon dit uitdruk en soos wat jy lees in die Bybel, en dan moet hy mos niks anders wees as God, skepper van die hemel en die aarde, geopenbaar in die vlees nie. Hy was waardig, want hy was God. Hy het gehad wat geen mens ooit gehad het nie. Hy het die gawe gehad om aan dooie mense, Titus skryf dit, hy sê, julle was dood deur julle misdade, maar Jesus het julle kom lewendig maak, my eie vertaling. Hy het gehad wat geen ander mens, en leier, en wêreldleier, in hierdie wêreld, in die teenwoordige en in die verlede, en in die toekomstige, ooit sal hê nie. Hy het gesag, en hy het mag gehad, om mense te kom verlos. Hebreërs 3 vers 1, hoekom? Want hy was die afdruksel van God se heerlikheid, die afskynsel van God se wese. Kan ons met die opstanding vanmôre waag om weg te draai en nie te lewe asof hy opgestaan het in ons lewe nie? Kan ons dit waag? Hoor wat sê Johannes 14 vers 9. Hy sê, as jy my gesien het, Jesus adresseer sy disippels, hy sê, as jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Hy was geopenbaar in die vlees. Paulus bevestig dit in die boek van Kolossense 1 vers 5. Hy is die beeld van die onsienlike God. Niemand kan God sien en bly lewe nie. Maar God laat toe dat mense hom in die persoon van Jesus Christus sien, sodat dit tot die kennis en die waarheid kan kom van wie dit is, dat sy volk kon verlos van hulle sonde. Nog nooit
In hierdie wêreld is daar 'n geskiedkundige gebeurtenis soos wat 2025 jaar terug gebeur het. Die Twin Towers het geval. En dit was groot geskiedenis. 'n Tsunami het gebeur. En dit was groot geskiedenis. Ek bring jou 'n bietjie nader. Jy het al daai goed gesien. Onlangs toe breek daar oorlog uit bo tussen Irak en wat se ander lande daar? Rusland, Oekraïne. Het jy dit gesien? En jy glo dit, want jy het dit op die TV gesien. Kinders van die Here word nie beweeg deur wat ons sien nie, ons word beweeg deur wat ons glo. Ek word nie beweeg van hoor sê stories nie. Ek word nie beweeg deur die algemene mening van die wêreld daar buite nie. Ek word nie beweeg deur die nuusberigte nie. Ek is nie oortuigend oor alles wat gebeur op die nuus nie, alhoewel hierdie goed waar is, natuurlik het dit gebeur, maar ek word beweeg deur God se woord. En sy woord sê vanmôre, hy leef en hy het opgestaan. Hy leef en hy het opgestaan. Hy het beloof dat hy die bande van die dood in die graf sou breek en Jesus sou nie daar bly nie. Handelinge 2:27, ek wil begin afsluit. Hy sê, want u het my siel nie oorgegee aan die doderyk of aan dat u heilige verderwing moet sien nie. Nee, daar was 'n plan, daar was 'n belofte wat vervul moes word. Daar was 'n belofte wat naby die mense moes kom sodat ons vanmôre kan getuig. Jesus lewe. God het mag om te doen wat hy beloof het. Hier is die bewys. God het mag om te doen wat hy in jou lewe vanmôre beloof. Sy opstanding bevestig elke boodskap en elke belofte in sy woord. En as God 'n belofte gemaak het, is hy 'n magtige uitvoerder daarvan. Eind van die prent. Romeine 10:13 sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis sy belofte. Dis die belofte in sy opstanding. As jy die naam van die Here aanroep, sal jy gered word. My gebed vanmôre is dat jy tog vanmôre meer as ooit tevore sal aandag gee en sal luister. En meer as ooit tevore vanmôre vir jouself sal vra, is ek besig om 'n valsheid te verkondig? Of is ek besig om hom te verkondig net vir die syk van myself bevorder, myself gesond te kan kry, my huwelik te kon red? Is jy besig om te verkondig net wat nodig is? Die bietjie wat nodig is om jou aan die gang te hou, of lewe hy vanmôre in die volheid van jou? Lewe hy tot die volle, maksimale potensiaal van waarna toe jy hom soek in jou lewe? Kom ons dien die Here, dis wat belangrik is. Ons het hom nodig meer as ooit tevore in 2025. Ons het nodig meer as ooit tevore om te verkondig dat Jesus lewe. Jesus lewe. Ons gaan na die nagmaaltafel toe. Hierdie nagmaaltafel, baie dankie vir die ouens wat my kom help. Olie, pastoor. Sê jy my kom help. En Dani, baie dankie. Ek het dit nie eens nodig om te doen, hulle doen dit sommer vir my. Dankie. Ja, hier is my handdoekie ook. Dankie vir my bakkie water en my handdoekie. Nou weet jy hoekom ek dit nodig het. Great. Die wese van hierdie tafel kry sy oorsprong uit die opstanding.
van Jesus Christus. Kan ons dalk net een vir die jong manne vra, om net vir my langsaan toe te loop? Is daar iemand? Okay, daar gaan 'n alarm van 'n kar af, goed. Die wese van hierdie tafel kry sy oorsprong in die feit, dat hy lewe. Dat hy lewe. Hierdie tafel is vanmôre die verbintenis tussen God en myself. As ek vanmôre deel het aan hierdie tafel, moet jy deel hê en weet dat jy deel het aan die verbintenis en of jy is verbind met God. So wanneer jy vanmôre aan hierdie tafel wil deel hê, hierdie tafel behoort nie aan hierdie kerk, hierdie tafel behoort aan die Here. So maak seker vanmôre dat jy deel het aan hierdie tafel, omdat God wil deel hê aan jou. Hierdie tafel se uitroep vanmôre vir ek en jou is omdat hy lewe, kom soos jy is. Kom soos jy is. Hierdie tafel stel vanmôre net brood en wyn voor nie. Maar die gedagte aan hierdie tafel is dat dit 'n maaltyd vanmôre moet wees. Want die brood van die lewe is vanmôre voorberei op die tafel. En julle ken dit, ons het 'n reeks gedoen oor die tafel. Die brood van die lewe is op hierdie tafel vanmôre. Jy hoor nie wat sê ek nie. Die brood van die lewe. Wie lewe? Jesus Christus. Die brood van die lewe, Jesus, is op hierdie tafel. Vanmôre is hy op hierdie tafel, kan jy die prentjie dalk inkry, voor die kruisiging, terwyl hy om die tafel gesit het, en die brood gebreek het met sy disippels. Vanmôre is die prentjie egter anderste. Dis vanmôre 'n dikwels herinnering, van so dikwels as ons van hierdie brood eet, en hierdie bekertjie druiwesap drink, verkondig ons die dood en die opstanding van Jesus Christus. En dis wat die belangrikste is van alles. So kom ons maak gou toe jou oop, Pastoor Eybie, dankie net vir ons oor die tafel asseblief, baie dankie. Here almagtige God, baie dankie Here, dat U vir ons hierdie groot iets laat gebeur het. Dankie Here. Here, dankie dat U vir ons die wêreld opgemaak het, so ons ook met U kon dadelik praat. Dankie. Deur hoërpriester te gaan, Here, ons kan dadelik met U praat. Dankie. Dankie dat U vir ons 'n tafel voorberei. Dankie dat ons daarvan kan geniet. En dat ons kan weet, kom ons weet, dat ons koning lewe. Amen. In Jesus wonderlike naam. Amen. Dankie Here. Kom ons bedien vanmôre eers die liggaam wat gebreek is. Terwyl ons die liggaam gaan bedien, neem asseblief vir jou 'n stukkie broodjie en hou dit in jou hand. Dan eet ons asseblief saam, want dis wat die Bybel sê. Baie dankie ouens. Die sekerheid van hierdie tafel, terwyl jy die broodjie wag vir die broodjie, is 'n waarborg vanmôre. Jou waarborg aan die tafel is nie gebaseer op jou gevoelens nie. Die waarborg wat jy vanmôre kry om deel te hê aan hierdie tafel is hoegenaamd nie gebaseer op jou gevoelens nie. Dit is slegs gebaseer op die feit dat hy lewe. Dat hy lewe. Vir jou lewe. Vir die ou langs jou lewe. Vir die mens agter jou lewe. Dat hy lewe, sodat ek en jy die voorreg kan hê om sy evangelie te verkondig. Hierdie tafel wil vanmôre hê dat ons hom moet vier. Celebrate vanmôre wat hier in hierdie gebou gebeur. Ons is so geneig en ons doen dit lekker om verjaarsdagpartytjies te celebrate en te hou. Vanmôre celebrate ons die opstanding van Jesus. So jy mag 'n bietjie gelukkig wees, want hy het opgestaan. Hy lewe. En hy triomfeer as koning van die groot heelal. En omdat hy lewe vanmôre, kan jy en ek kans sien vir die dag van môre. Hierdie tafel sê, dan gaan dit terugkom wees. Jy moet lewe vir hom, want hy het vir jou gesterwe en hy lewe. Maar hierdie tafel sê, jy moet waaksaam wees, jy moet bidend wees, want hy kom terug. Net soos wat hulle hom sien opvaar het, sê hy, so gaan hy terugkom. En elke menslike oog sal hom sien. Jy was dalk nie by die kruisiging gewees nie.
Jy het dit net gelees, maar in jou geestelike oog en uit jou geestelike perspektief moet jy deel hê met jou oog van uit die geestelike perspektief om te sien wat gebeur het op Golgotha as heuwel. Hy kom terug. Hy kom terug. Wat sien jy by die tafel vanmôre? Ek sien die oorwinning van die krag van die dood, die graf en die hel. Jy is nie vanmôre gebind aan enige iets nie. Jy is vanmôre geoormerk. Jy is vanmôre met die hand uitgepiek. Jy is untouchable vanmôre wanneer jy daai broodjie in jou hand het. Dan moet dit vir jou sê jy is onaantastbaar. Want hy het sy lewe vir jou gegee. Alles waarin ek en jy geval het en nie in volmaak was nie, kom hy met daai broodjie wat ek en jy nou eet, kom hy en hy volmaak die prentjie van ons beklaanswaardige uitmekaar val lewe en hy bring vir ons oorwinning. Hierdie dag moet nooit dieselfde wees nie, môre mag nooit dieselfde wees nie. Dit mag net nooit dieselfde wees nie. Hierdie tafel bring nie net van die oorwinning vanmôre nie, maar dit bring ook na my lewe vanmôre genesing. Almal 'n broodjie gekry? Dit bring genesing. Kry vir jou 'n stuk vars gebakte brood daar as 'n teken dat Jesus lewe. Jesus lewe. Moet nog eet nie. Wag net so 'n bietjie. Ryk net hier. Nie te naby nie. Ryk net daar. Nee, ryk jy? Wat ryk jy? Moenie vat nie man. Ryk. Ryk. Wat ryk jy? Nee? Brood. Brood het net 'n ander reuk. Hoekom het hy gesê die brood van die lewe? Ek is die brood van die lewe, as jy van my eet, sal jy nooit honger word nie. It just smells differently. There's just another peculiar of a flavor. 'n geur. Daar's net 'n anderste geur aan die brood van die lewe. As jy alles vergeet het, onthou net dit. Omdat jy vanmôre verstaan dat hy lewe en dat hy in jou lewe moet daar 'n ander geur in jou lewe wees. Dis hoekom ek jou uit jou comfort zone uit geruk het by die eerste keer in hierdie kerk toe jy ingestap het vanmôre om te sê, stap na mense toe en gaan sê vir hulle, ek ryk Jesus in jou. Ek ryk Jesus in jou. Ek ryk Jesus in jou. Dis wat ek eintlik bedoel, die brood van die lewe, dit voed nie net nie, maar dit leer ook. So kom ons eer dit saam, sodat die gesindheid van hom ook in my en jou kan wees. Dankie Here. En nou kan ons eintlik begin met kerk. Want nou behoort hier 'n aangename geur in hierdie kerk versprei word. Tikkie ou so lank jou en sê vir hom, jy ryk nes Jesus. Dis nie onbybels nie, jy mag dit sê. Want as ek sê, ek sien Jesus in jou, dan moet ek Jesus in jou hoor. Ek moet hom in jou hande sien. Ek moet hom in jou voete sien. Ek moet hom in jou hart sien. Ek moet hom kan ryk. Want hy's oral. Hy's oral deur. Kom ons neem vanmôre ook die stap in die geloof van die water van die wyn, of wat ons dan hier voorsit, die druiwesap. En hy gooi die druiwesap, net soos wat ek dit nou doen, gooi hy dit in 'n beker vir sy disippels. Hulle het nie sulke fancy goed gehad soos ons vanmôre nie, maar miskien het hulle koffieblikke en bekers gehad, dit maak ook nie saak nie. En hy sê vir sy disippels, my bloed gaan vir julle gegiet word. En ek dink hulle het steeds nog nie verstaan nie. Pastoor Wynand, hulle het dit steeds nog nie verstaan nie. Toe hy die brood breek, iemand moes hy brood gebak het, 'n rukkie voor hy tafel sit. Moes iemand hy brood gebak het. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het nie. Kry dit in jou kop, hulle het nie. Toe hy die wyn ingooi en hy deel dit vir hulle en hy sê, hierdie beker
is my bloed wat alles gaan nuut maak in jou lewe. Ek dink nie ek verstaan nie. Vals of waar? Dani, kom ons wees selfsugtig vanmôre en ek bedien vir jou en vir Ivy eerste. Sy bloed, 'n testament wat onveranderlik kan nie teruggedraai word nie. Daar's nie flaws nie. Baie dankie. Vir julle, vir die reiniging van julle lewe en vir die verlossing van julle sondes, sy bloed gestort. Vir elkeen van julle, baie dankie pastoor Ivy, as jy daai kan omstap, kom ons bedien dit so. Kom ons bedien dit so. Die bloed van Jesus Christus. Wees rustig, ons is amper klaar, dis konferensie, kom ons spandeer net bietjie tyd saam met die koning. Kom ons spandeer net bietjie tyd saam met die koning. Staan 'n bietjie stil om die tafel van die Here en gee net 'n bietjie aandag en word net rustig by die tafel. Geniet net die tafel. Geniet die geselskap van die gees van God in jou lewe, maar geniet ook die geselskap van die ou wat links en regs van jou sit wat vanmôre sy liggaam geniet. Hy is so groot vanmôre. Sy lewe stel my en jou tot so baie in staat. Moenie worry nie, die babatjie pla nie. Dis die groot mense wat pla. Die babas pla glad nie. Dis die groot mense wat pla. Laat jou gedagtes net so 'n bietjie gaan, moenie nou rond beweeg nie. Ek speel juis nie 'n lied nie. Ek laat juis nie iets sing nie. Laat jou mind net 'n bietjie at ease. Kry die prentjie van Golgotha. Kry 'n bietjie die prentjie van hoe hy die kruis moes gedra het op die lydingspad. Buitekant die stad na Golgotha se heuwel toe. Die Via Dolorosa. Die plek waar hom gestamp, gespoeg, gestoot en gehoon het. En uiteindelik met hom so ongeduldig geraak het. Kry gou die prentjie. Uiteindelik toe hy knak, omdat die liggaam dit nie meer kan hou onder die gewig van daai swaar stuk hout op sy skouer nie, het hulle so ongeduldig met hom geraak, dat hulle iemand anders gekry het om te sê, kom dra net hierdie man se kruis verder, want hy gaan nie uit hierdie een kom nie. Hy wou nie. Hy wou nie. Hy wou nie uitkom nie. Hy sou nie uitkom nie. Want hy jou en my so lief gehad, dat hy ten spyte van alles aangehou het tot aan die einde. Tot waar hy gesê het, dit is volbring. En toe gee hy sy gees oor. Ek het dit Vrydag aand vir jou so mooi gesê. Toe gee hy sy gees oor. Is nog nie klaar nie. Wat daarna volg, is wat ek en jy vanmôre beleef. Hy leef vir ewig deur. Hy leef vir ewig deur. Het jy jou broodjie geëet? Dankie. Is daar iemand wat oorgeslaan is? Is daar nog iemand wat oorgeslaan? Kan ek vir julle 'n beker bring? Dankie, Dani. Daar sal altyd genoeg van Jesus wees. Sal altyd genoeg van Jesus. Hier was nou 'n kwaai voorbeeld. As jy getwyfel het. He is more than enough. Want net soos wat hulle voorsiening gemaak het daar, het hy daar voorsiening gemaak. Het hy daar voorsiening gemaak. Is daar iemand wat oorgeslaan is? Iemand wat nie wou gebruik het nie en nou voel jy wil dalk gebruik? Kom ons drink.
Baie dankie ouens. Alright. Kom ons sing 'n laaste lied saam. Ek dink dis gepas. Kom ons sing 'n laaste lied saam. Kom ons staan bietjie op ons voete. Baie dankie Lander, laat jy my herinner. Yes, amen. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know he holds the future. And God is the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is the living just because he lives. Sy vir ons af asseblief met gebed ek gee ons vra hanger daar agter by die deur soos jy staan. Baie dankie vir die gou ander ding. Moenie vergeet nie ons gaan 'n bietjie lekker saam kuier hier agter. Jy het ons advertensies gesien, ons het lekker braaivleis. Of is dit die skaap of is dit die vark chop met bors of is dit die steak met bors met pap en slaaië en 'n pudding daarbey. 'n Hele skamenlike 80 rand. Dis al. As 'n rede hoekom ons dit verkoop, 80 rand 'n bord kos, so asseblief as jy geld by jou het en jy nog nie betaal nie, jy wil agterbly, jy sou most welkom. Kom ons kom hier by mekaar. As daar van die ouens is wat vinnig wil huis toe ry en terugkom vir vanaand se diens, want dit was ons uitkyk dat ons hier sal wees en net met mekaar sal vertoef tot vanaand. So ek weet die dag is lank, so as ouens naby bly jy wil dalk baie terugkom. Maar moenie vanaand se diens mis nie. Pastoor Ivy is vanaand aan die woord. Hy gaan ons bedien op vanaand. En ek weet ons gaan 'n wonderlike awesome diens hê want Jesus lewe. Halleluja. So kom asseblief kerk toe, nie pastoor bekeerd wees nie. Kom kerk toe vanaand. Sê dit agter my aan. Ek gaan kerk toe kom vanaand. Wag net so 'n paar minute vir die ek gaan kerk toe kom vanaand. Okay, dankie pastoor. Wynand sluit ons af. Ek gee jou altyd af. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om ons te vier. Dankie Here. Te weet môre Here dat U het gelewe, U het opgestaan Here. Dankie. En dat mense sê gewoonlik dit is die grootste wonderwerk. Môre Here is dit die tweede grootste wonderwerk want U het die wonderwerk gedoen om my siel Amen. te red. Dankie. Môre kan ons in die loof en U Dankie. prys en aanbid Here omdat U so groot Yes, dankie Here. is en omdat U majesteus is. Yes, Al yes. U woorde is Here ons wil U loof omdat U God bewaardig is tot in ewigheid. Dankie. Dankie. Ons sit en luister onder die woord, Here, Dankie. onder die geklank van die woord, Here, net kom volmaak, Here, terwyl ons sit vanmôre en die Gees ons bedien, Here, vanmôre is ons harte vanmôre dat U ons sal optel en lig. Dankie Here. En nader trek, Here, sodat woord, Here, sal lewendig word in ons harte en ons lewe Ja. en manifesteer in ons wêreld waar ons beweeg, Here, dat die Gees van God sal
sal steeds God bewaardig Amen.